Sê Radio Fynbos luisteraars, ons praat vanoggend daaroor dat die supernatural eintlik natural is in die bonatuurlike. Ek gesels bietjie met jou oor die woord encountering. Hierdie woord wat so maklik oor 'n mens se tong rol, maar wat tog werklik 'n u-draai, 'n U-turn veroorsaak in die geestelike realm, waar ons te doen kry met die seer, met sonde, met minderwaardigheid, waarvoor ek maar net my vlees kan blameer. Die wolf wat uit my uit weggebrand word in so encountering, waar ek gelouter word met God se liefde, totdat daar net 'n spierwit lammetjie op die altaar sal oorbly, wat maar net sy herder sal soek. Encountering se betekenis, dat ek maar my paaie kan loop, soos wat ek het loop, maar God se liefde gaan my een of ander tyd tref. Ek kan dit maar te wagte wees, dat ek die Here gaan teekom, 'n brandende boservaring gaan hê, om mense uit slawerny uit Egipte te gaan uithaal met God se woord. Die plek waar ek die Here gaan ontmoet, vir wie hy is, soos wat Moses se woorde was, toe hy gehoor het, ek is wat ek is. Ja, ons kan worstel met die Here, juis, sodat ons kom by daardie plek van gehoorsaamheid in gees. En dan sal ek verstaan, hoekom Jakob se naam verander is, na Israel toe. Dan gaan ek verstaan, dat hy nie meer bedrieger genoem word nie, maar prins. En heel pad gaan ek beleef, die Here is vir my, al voel ek maar, dit is met hom wat ek worstel. Dat ons kan begin bid, soos ons nog nooit tevore gebid het nie. Ons gaan meer met die oes wat ryp is op die lande te doen kry, as wat ons dit nog ooit gesien het. Ons gaan iets daaraan wil begin doen. Omdat God op ons ag gegee het, gaan ons nie meer net kerkbanke wil warm sit nie, maar mense gaan haal, om nader aan God te kom. Moses was God se vriend, tog vra hy, vir God, ek wil u heerlikheid sien. Die engel sê dit vir my mooier, show me your glory, O God. En Vader maak hom toe met sy hand toe, terwyl Moses op die rots, Jesus by Vader staan, in die rotskeer, in Jesus se sywond, wat gewys het na die kruisiging van Jesus se sy. En Moses kon God se agterkant sien. Ons gaan die glorie van God in sy Heilige Gees ervaar, soos nog nooit nie. Ja, revival gaan kom, maar nie die manier, hoe ons as mense dink dit is nie. Ons gaan bid in God se wil, en jou gebede gaan beantwoord word om die Here te verheerlik. Sy heerlikheid gaan die hele wêreld verlig soos nog nooit nie. En waarom? Want jy sien, die Here gaan soos 'n dief in die nag vir sy bruid kom, en niemand weet wanneer dit is nie, behalwe God, en daarvoor word die geestelike realm voorberei, vir wanneer Jesus in sy heerlikheid gaan verskyn in die lig, waar sy kinders hom tegemoet sal gaan. Dit was so amazing, toe ek een keer by die kerk wat ek bedien het, vuurwerke helder oordag buite die kerk geskiet het. Ek kan onthou, dit was nog 'n hemelvaartdag gewees, en ek wou gehad het dat die mense moes beleef, hoe die Galileese manne en die disippels opgekyk het, na waar Jesus opgevaar het in die hemel. En daar kon ek hulle verduidelik het, dit is soos die supernatural in die natural is. Ek kon gejuig het van opgewondenheid, toe daardie cracker wat afgeskiet was, daardie vuurwerke, in 'n perfekte hartvorm aangeneem het. En terwyl ons almal so na hierdie hartvorm gekyk het, toe hy opgebreek het, was dit in die vorm van 'n duif. Sonder om hierdie te wil vergeestelik, het ek net geweet, for I know that I am one with you. Ons leef nie meer in die dae van Moses of Elia of Dawid nie, maar ons leef in die naam, tyd van my naam, dis my beurt, dis my encountering met God. En dat ons dan bid, Here, laat my u heerlikheid sien, en dan sal jy verstaan, die bose kan nie bly nie. Ons sal nie net fight nie, maar ons sal weet,
dat God veg vir ons. Here, open ons verstand, sodat ons kan verstaan waarop die skrif neerkom, wat beteken kommunion. Johannes 15 vers 7, as julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Jy moet iets verstaan, Jesus is nie met jou na die kruis nie, hy is as jy na die kruis toe. En daardeur kan jy in sy bloed die antwoorde ontvang, wat hy vir jou aan daardie kruis uitgeroep het wat volbring is, en net so ook, dat jy die genesing kan ontvang in Jesus Christus.